Is jou skip op droë land? Vandag het ek op die N2 naby Makassar gery en skielik 'n massiewe seilskip sien staan. Dit het so onwerklik gevoel asof uit 'n ander era. Dis voluit gebou, dit lyk aan die seil, maar dis op droë grond. Geen see, geen golwe en van die pad af sien 'n mens net riete tussenin en ander geboue in die agtergrond. My eerste gedagte was, wie bou nou 'n skip waar daar geen water is nie? En toe val dit my by, dis die Cape Town Film Studios wat waarskynlik nou weer 'n skeepstel vir 'n fliek gebou het. En toe onthou ek sommer vir Noag. Ons lees in Hebreërs 11 vers 7, omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Nou Noag het vir jare lank, as ons sy storie lees, op droë land gebou vir 'n vloed wat nog nie eens 'n wolkie in die lug gehad het nie. Mense het gespot, maar hy het volgehou. Want sy hoop was nie gebou op wat hy gesien het nie, maar op wat God beloof het. En dit het hom en sy mense en verskeie diere gered toe die volskaalse vloed welkom. Snyder in sy werk oor hoop en hoopteorie sê dat hoop nie net 'n vae wens is nie, maar 'n aktiewe proses van positiewe en doelgerigte denke. Jy stel 'n doel, jy soek baie daarheen en jy hou vol selfs wanneer die omstandighede dit nie regverdig nie. En dis wat ons by Noag gesien het. Bou aan dit wat jy nog net van God hoor of nog net in jou verbeelding sien. Jy het nie bewyse nodig voordat jy bou nie. Miskien is jou skip, om dit so te stel, dalk nou op droë grond, droë land. 'n Droom wat nog geen water onder hom het nie. 'n Verhouding, 'n bediening, 'n gesondheids- of finansiële uitdaging waar jy nog niks sien gebeur nie. Maar moenie ophou bou net omdat jy nie die vloed van uitkoms sien nie. Daardie skip gaan deel wees van een of ander fliek, die een wat ek nou langs die pad gesien het, van een of ander fliek wat die hele wêreld vol waarskynlik gesien gaan word, al is daar nou nog geen bewys daarvoor nie. So bou voort in geloof, al het jy nog nie eens bewys van die uitkoms nie. God help, leef geïnspireerd.